Ons selfs môre met Nika Maree. Nou, Nika Maree is van die organisasie Smartphone Free Childhood South Africa. Nou, dit is nogal 'n kontroversiële onderwerp. En op baie mense se lippe, watter ouderdom gee jou kind 'n selfoon, 'n slimfoon spesifiek. Hoe kontroleer jy slimfone? Is dit 'n gesonde ding? Jou eie tyd op 'n slimfoon bepaal gewoonlik hoe jy jou kinders bestuur, en is dit dan die regte manier om jou kind te benader? Wat gebeur by die skool? Soveel vrae, maar gelukkig het ons vir Nika hier vanmôre. Goeiemôre, Nika. Goeiemôre, hallo. Dis lekker om jy by ons te hê. Hoorie, ons kan vir ewig hieroor gesels, kom ons trek sommer dadelik weg. Daar's soveel verskillende menings en opinies oor opvoeders en selfone by die skool. Kom ons begin eers statistiek gewys. Kom ons begin by die werklikheid. Hoe lyk die statistiek as dit kom by selfone, kinders se gebruik van slimfone by die skool? Dis 'n moeilike vraag, want daar's baie statistieke uit vir Amerika en Engeland natuurlik. Maar in Suid-Afrika is op die oomblik 50% van adolessente tussen 11 en 17 jaar op hulle slimfone. Hulle gebruik gemiddeld 4,5 ure 'n dag hulle slimfone, en hulle tel dit 51 keer op. Dit is 'n common sense toets wat gedoen is. So, dis moeilik om hierdie gesprek te vat net op een van 'n kind en 'n slimfoon in 'n skool, want kinders se slimfoongedrag is waar ook al hulle is. Dit is die gewoonte. Die evolusie van die tech revolution en al die goed het al stilletjies gebeur, jy weet, al van die agtergrond. En die platforms het ons gewoontes herskep met byna onsigbare doeltreffendheid. So, as ek net gou 'n bietjie 'n tyd kan vat vir die geskiedenis, ek dink wat gebeur het is stilletjies oor die laaste 10-15 jaar, het ons nie besef wat se impak hierdie klein komputertjie het nie. Dit was 'n selfoon, dit was iets mobile, wat ons kon saamdra. En skielik is dit 'n full-on rekenaar. En ek dink, dit is 'n vreeslike moeilike posisie op die oomblik. Ek's nou van jou topic af, skus. Maar op die oomblik, laerskole het die laaste jaar awesome beleid, baie van die laerskole die laaste jaar besluit, hulle gaan nuwe policies in plek stel, skus vir my taal, en die hoërskole is 'n perd van 'n ander kleur. Ek voel jammer vir hulle, maar hulle is besig om dit uit te faseer. Die skole is gelukkig besig om oop te wees vir gesprekke, en dis eintlik waaroor die hele storie gaan, is, ons wil nie aanhou hamer op statistieke en wie is die sondebok en hoe het ons in die situasie gekom nie. Ons wil besluit, kan ons asseblief solution driven wees en kan besluit, almal ouens, ons is in die moeilikheid. Ons kinders is in groot moeilikheid. Kan ons saamgesels en nie oordeel nie en nuuskierig raak en sê, wat gaan ons doen om ons kinders veilig te hou? Hier is 'n krisis. Nika, daar was op 'n stadium 'n groot dryf om meer tablets, tablette en selfone te begin gebruik in 'n klas. Meer tegnologie te gebruik, jy weet, minder boeke, jy weet dat mense het begin kla oor, jy weet, die sakke of jy weet, tasse raak te groot, die kinders kry rugprobleme, hulle is laat vir klas, as hulle eers boeke in 'n lokker moet gaan haal of insit, wat ook al. So kom ons gebruik tablette en ons gebruik ons selfone. Dis maklik, dis klein, dis in jou hand. En nou is daar so 'n bietjie van 'n ommeswaai waar mense besef het, ook krisis, maar as die kinders nou die hele tyd op hulle selfoon of tablet het, is hulle aandag nie noodwendig by die les of waar dit moet wees nie. So waar kry ons nou die balans? So wat sal jy sê is die algemene gevoel van opvoeders of ouers op hierdie stadium, met of sonder selfone? Wat is die beste? Sjoe, daar is nie een antwoord nie, want ons almal is verskillend en ons almal het verskillende opinies. Ek voel jammer vir skole, want COVID was rof. COVID het gebeur en die skole moes bond staan en hulle het sisteme in plek gekry en ons het die virus oorkom en ons kinders het vreeslike angs en depressie. So ek dink EdTech, as ek die Engels kan noem, is die volgende been wat hierdie beweging nou wil aanvat en ernstig wil aanvat. Die eerste beweging was, ouens, ons moet die norm verskuif. Ons moet al die inligting duidelik maak en daar buite kry. Nou is dit, wat doen ons in die skole? Ons kinders is helfte van hulle dag in daai environment in die skole. En hulle is op tablette van graad 1 af. Onthou, Apple was vreeslik slim geweest, nee, met hulle bemarking in daai tyd, 2010. As jy 'n skool is wat dit is, gaan jy vir al jou kinders iPads gee en hulle Apple iPads kry.
En ek dink wat ons moet doen vir onsself en ons breine is, ons moet dit separate. Daar is education en dan is daar die internet. So wat ons vra en wat die skole in belang stel is, hoe kan ons hierdie balans kry? SFC is glad nie vir no-tech nie, ons is vir stadige, slow-tech en low-tech. En dit is 'n ongelooflike tamaletjie dink ek, om hierdie ding te kan navigate, want die tablette is daar, die fone is daar, maar kan ons sê, okay, terwyl die kinders se breine develop, terwyl hulle fondasiefases is, kan ons asseblief net kyk na al die hulpbronne en al die inligting wat sê, papier en pen is beter. Skerms is nie 'n verkeerde ding nie, maar wat nou gebeur is die skerms word vergelyk met reward system. En dit is nou wat die science vir ons wys, is nou kan die kinders net hulle somme doen en net reading X en net lees en half kognitief funksioneer as hulle 'n reward kry. Want daar's vreeslik baie inligting natuurlik oor die skerms en oor die internet se uitwerking op jou psigies. So nou sê ons vir die kids, okay, jy gaan nou op hierdie ding leer, maar as jy 14, 15, 16 is, wil ons nie hê 'n skerm moet groot deel van jou lewe wees nie, want hierdie sosiale media ding is baie ernstig en dis baie gevaarlik. So ek dink die balans is 'n ongelooflike challenge en dit gaan 'n proses wees, dit gaan 'n groot proses wees. Al wat hoe ons dit gaan regkry is met conversations, is om gesprekke oop te maak. Ouers, skole, almal saam te praat en sê, ouens, there must be a way. Wat ons kan saamwerk. Ek dink dis 'n awesome kans om vir ons kinders te modelleer en te sê, hierdie is hoe ons konflik gaan hanteer nou. Party mense hou aan. Daar is altyd pushback van ouers wat sê, my kind mag na skadelike goed miskien kyk, maar dis deel van die lewe, they need to get over it. En ek dink die moeilike ding is dat die ouderdomsgroepe verskil. En daar is siblings en daar's boeties en sissies. So vir ouers is dit 'n groot angs om te sê, hoe gaan ek hierdie kontroleer? Hoe weet ek wie wys vir my kind wat op watter tipe skerm? At least weet ek as hulle in die skool is vir helfte van die dag, gaan daar baie bewustheid wees, die tablette of die devices gaan op die lesenaar wees, dis deel van die skoolklaskamer, daar is supervision en my kind is veilig. En gelukkig, nou is daar vreeslik baie skole wat sien hoe beautiful dit is dat die kinders nie slimfone het nie. In pouse gaan hulle mekaar in die oë kyk en hulle gaan eintlik besef hoe dit is om 'n gesprek te hê en hulle kan kritiese denke doen want hulle staar nie vas in 'n skerm nie. So die idee is nie, okay ouens, ons moet teruggaan na die middeleeue toe en dit is nou vere en ink nie. Die idee is, ons moet 'n balans kry, ons moet besef oor die neurologie van kinders voordat ons hulle bekendstel aan hierdie absolute instant reward, instant gratification wêreld. Daar's skole in ons stad op hierdie stadium wat se selfoonbeleid hemelsbreed van mekaar verskil. Een skool op hierdie stadium funksioneer amper net op Teams. Die skoliere kan net regtig funksioneer in 'n klas as hulle Teams op hulle selfoon of tablet voor hulle oopmaak. Dan is daar ander skole in hierdie stad waar selfone weggeneem word by skoliere die oomblik as hulle by die skool inkom. Hulle selfone word weggesluit. Wat is die goue middelgrond? Is dit dalk 'n kwessie dat 'n mens nie die tegnologie moet weghou van die skoliere af nie, maar dat 'n mens dalk die internet toegang moet beperk? Is daar dalk 'n geval waar jy sê, right, hier is vir jou 'n tablet. Alles is hier op die interne stelsel by die skool, is alles op tablette. Maar ons neem die internet element weg dalk. Ons neem dalk die WhatsApp en die Facebook en die Instagram en die TikTok element haal ons dalk uit. Maar hier is wel 'n interne stelsel waarop net skoolwerk behandel word. Dis presies die storie. Dis baie moeilik om dit te police onthou. So daar is heelwat planne en veral op ons webwerf daar's hulpbronne en goed om vir skole te sê, alright, eerste ding is jy moet 'n digitale plan kry. Jy moet 'n device management system in plek kry. En dit behels, kry jou techmense by mekaar, kyk wat se firewalls, skies vir my gemengde taal, firewalls ons internet het en praat met die onderwysers en raak bewus hiervan, want ek dink wat meeste van die keer gebeur is mense is net plain onbewus.
Dit is nie aspres nie, maar om op 'n vraag te antwoord oor die kontras in skole. Onthou hierdie is baie vroeg. Hierdie is 'n nuwe beweging, dis nuwe inligting. Hierdie gaan 'n lang proses wees. Ja, daar is vreeslik baie skole wat genadiglik vinnig aangegryp het, die laerskole en gesê het, okay, ons is oortuig, dit gaan makliker wees vir kinders, ouers en onderwysers as daar nie fone in die skool is nie. Jy weet, daar's ewen studies wat wys as die fone in hulle tasse is of hulle sakke is die afleiding nog steeds daar. Daar's vreeslike baie awesome inligting daaroor. Maar die geleentheidskoste, die sosiale verlies, die slaapverlies, die aandagfragmentasie en die gedragsverslawing, it's real. It's there, ons kan dit nie meer ignoreer nie, ons kan nie. So, dis makliker vir 'n kind om te weet, dis okay, niemand het 'n foon in my laerskool nie, ek gaan nie uitvoel nie, ek gaan nie voel ostracized voel nie. Maar as almal die selfoon het, dan voel ek nou uit. Obviously, en geen ma of pa wil dit vir hulle kind hê nie. So dit is waaroor die hele beweging ook gaan, is ons moet die norm skuif. Ons ongelukkig moet die norm skuif. Hierdie kom aan die sterkant van 'n pragtige boek wat gepubliseer is en van psychologists en sociologists wat baie boeke publiseer. En die beweging het in Engeland begin en ons het dit in Suid-Afrika beentoe gebring. En dit is fantasties, ongelooflik liberating om te sien die impak, om die ma's se tranerige oë te sien, om die onderwysers se snaak van verligting te sien van, wow, this is happening, I can't believe it, the change is happening. Nika, baie dankie vir ons gekuier het vanmôre. Ek dink dit is soos jy sê, dit is vir almal 'n bietjie 'n meelsteen om die nek om te wonder wat gaan ek maak met die digitale kwessie in my klaskamer? Wat gaan ek maak met die digitale kwessie op die speelgrond in pouse? Hoe kry kinders om weer te kommunikeer met mekaar? Dit is soos jy sê, the struggle is real, soos wat jy gesê het in jou aantal. Nou ja. Baie dankie vir jou moeite en vir jou tyd. Dis Nika Marie natuurlik van Smartphone Free Childhood South Africa. En wat ons gesels het vanmôre spesifiek oor selfone en kinders se gebruik daarvan in skole.